namens die familie wil ek net u bedank vir u teenwoordigheid hier vanoggend. Ek dink vanoggend is dit 'n bewys van oom Wim se invloed in baie mense se lewens. Hierdie week baie keer gehoor hoe hy 'n pa was vir baie, maar nie net 'n pa nie. Iemand het of meer as een mens het my gesê dis hier Douglas se Jesus is oorlede. As ek kyk na die begrafnis dan kan ek amper dit glo. En ek dink sy woord aan jou en vir my vanoggend sal wees: volg my soos ek Jesus gevolg het. Dis wat Paulus gesê het. En ek wil net u bedank vir u teenwoordigheid hier en net die Here vertrou vir sy troosting vir die familie Tannie Rita, Rousseau en Jouke en Trude, dat julle regtig vanoggend die Here se teenwoordigheid en sy vrede sal ervaar. Kom ons bid saam. Here Jesus, is in hierdie tye wat die werklikheid van die woord kragtig in ons lewens moet werk. Dankie dat u gesê het, is blessed to those who mourn, for they will be comforted. Here, vandag dankie vir die trooster wat vir ons troosting bring. Dankie dat in ons harte ons weet vanoggend dat hierdie nie tot ziens is nie, maar tot ons weer sien. Laat ons vanoggend, soos Paulus kan sê in 1 Korintiërs, oh sting, where, oh death, where is your sting? Laat ons weet, laat ons presies weet waarom Wim vandag is. Laat ons dit met vrede in ons harte kan weet. Here, dankie vir die tyd vandag. Here, sal u teenwoordigheid op hierdie plek neerdaal en 'n vrede bring wat ons verstand te bowe gaan. Dankie Jesus, word verheerlik. In Jesus name. Amen. Ek wil hê met graag saam met ons staan, ons gaan net gou of 2 liedjies sing. Foundations have been shaken. Left standing in the dark. All I feel is my heart breaking. You still reign and you're still God. It feels all hope has faded. Questions is so hard. Though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can see what's before me, I know that I can trust your
of your cross. Fix my eyes upon you, Jesus, for you are God and I am not. You are good and you are faithful, as you have been from the start. You're working all things for your glory, 'cause you still reign and you're still God. Though I can see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. This one truth will be my story. You still reign and you're still God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
daai middag van die 11de Junie, na alles toe ek aan by die huis kom, my hart is altyd as iets gebeur wat ek nie verstaan nie, dan gaan ek na die Here toe. En daai middag, daai woensdagmiddag, na alles daai aand, gaan ek na die Here toe. Ek het besef in my lewe in die laaste paar jaar dat genesing nie kom met tyd nie, maar dit kom teen die teenwoordigheid van God. Want die Bybel praat van die vrede van God wat ons verstand te bowe gaan. Dit beteken daar gebeur baie goed in ons lewe, in my lewe, in jou lewe wat ek nie kan verstaan nie. En al verstaan ek die God se vrede is groter as dit. En daai middag wou ek nie na die Here toe gaan. Wel, ek wou gaan om vrede in my hart te kry. Maar ek wou eintlik gaan om te beklei. Want ek het al besef in my lewe, baie keer moet jy net, you need to give up the right to understand. Baie keer gebeur daar goed wat ek nie kan verstaan nie, en ek al besef miskien gaan ek ooit verstaan nie, en ek gaan nie probeer om dit te verstaan nie, ek gaan net om vrede te kry, genesing te kry. Maar ek wou eintlik gaan om te beklei. Want vir die eerste keer in seker 7 jaar het dit gevoel of goed by mekaar kom, of goed begin werk. Daarom het dit gevoel of ek besig is om my passie weer terug te kry. Ek het 'n woord gehad vir die begin van die jaar om te droom, en dan asof die Here hierdie droom waar geword het. En ek dink met al hierdie goed, jy gaan tissues nodig hê, hier is 'n hele boks. Ja, het het net gevoel, Here, op hierdie tyd. Want regtig het dit gevoel as om Wim was soos 'n pilaar daar gewees. Hy was daar met iemand wat ek kon praat, weet, baie keer in die bediening is dit baie keer moeilik om met mense te praat, en hier het ek nou iemand wat my bietjie verstaan, iemand wat ek we can have a conversation, ons kan praat oor die Bybel en ons kan redeneer, en dit was 'n beskerming en dit was lekker, en nou ewe skielik het my lewe verander, en ek sit daai aand en ek bid, en ek weet nie of het ons het nou net teruggekom van die Kamerads, en ek weet nie of dit 'n deel gehad het nie, maar ek kry hierdie prentjie van die atleet wat hardloop. Ek het gesê ek gaan stil staan nie. Ek kry hierdie prentjie van hierdie atleet wat inkom in hierdie eindpoging, hierdie eindstreep, en voor hy by die eindstreep kom, gee hulle hom ek het probeer die Afrikaanse woord kry, 'n baton, weer daai aflosstokkie wat jy gee, en in hierdie stokkie is daar 'n boodskap wat een burgemeester vir die volgende burgemeester gee, en ek sien hierdie atleet inkom, en miskien is die atleet oom Wim, en ek dink die atleet is oom Wim, en hy kom in, en hy gee die stokkie vir die volgende atleet, maar soos hy die stokkie gee, word dit nie een atleet vir wie hy die stokkie gegee het nie, dis asof 10 atlete daai stokkie moet dra, want weet, hy was 'n man met kapasiteit, hy was 'n man wat meer gedoen het, wat was net een man kon doen, en hy het 10 manne nodig om te doen wat een man doen, en hierdie skrif in 1 Timoteus, of 2 Timoteus 4 vers 7, kom na my gedagtes toe, en hy sê dit, hy sê, I fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. En ek dink dis wat almal wil hoor op my ou dag of my begrafnis, as iemand dit vir my kan preek en vir my sê, jy het die goeie geveg, you fought the good fight, nie net enige fight nie, hierdie goeie fight, you ran the race, Paulus sê, ek het gehardloop en I got the crown, en hy gaan en hy sê, en I kept the faith, en so is hierdie ding in my hele hart, en Anel is besig om Joshua te lees, en Anneke kom verlede Sondag, en sy sê, ek wil vir julle bid, en vir julle skrif gee, en is Joshua. En ek dink as daar iemand wat verstaan is om die fakkel te vat, of die aflos te vat, was dit Joshua gewees. Want die Here kom na hom toe in Joshua 1, en vanoggend as ek hierdie lees, wil ek amper vir jou en vir my sê, dis die woorde
wat oom Wim vir jou en vir my sou oordra vanoggend. Dis wat hy sal sê vir julle as familie, as seuns, as dogter, as kleinkinders. Ek het nog iemand gesien wat so hard gehad het vir sy familie nie. Dis die woord wat hy aan jou en vir my sal los vanoggend. Dit begin in Joshua 1 vers 2, kom die Here en hy sê, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar. My hartse begeerte, die rede hoekom ek lewe, en ek glo die rede hoekom oom Wim lewe, is net vir een sinnetjie wat ek eendag wil hoor, wanneer ek daar by die poorte van die hemel kom. Ek dink baie keer, as oom Wim nou gekom het daar by die poorte van die hemel, voor iemand nog vir hom iets kon gesê het, sou hy gesê het, ons moet bietjie hierdie hekke verander. Hier kan ons kan nog 'n bietjie groter werk, maar hier's 'n ander skanier hier wat ons kan gebruik. Hier is iets hier wat ons kan doen. Maar die dag wanneer ek in daai poorte inloop en ek ontmoet vir Jesus, wil ek hierdie woorde hoor en ek glo dis elkeen en ek glo dis om Wim se hart ook. Hierdie woorde is waarvoor ek lewe. Die woorde wat sê, welcome, good and faithful servant. En ek dink toe hy daar inloop daai dag, daai middag van die 11de Junie, is dit die woorde wat hy gehoor het. Wel gedaan, my getroue dienskneg. En Moses is dood. En die Here sê vir Joshua, dis in die Engels sê, my servant Moses is dead, now arise. Die Here sê vir Joshua, my dienskneg Moses is dood. Maak jou dan nou klaar. Of die Here sê, dis nou tyd om aan te beweeg. Dis nou tyd om die fakkel te vat. Dis nou tyd om die boodskap te vat. Dis nou jou tyd om te hardloop. Weet ek dink Moses moes, ek kry hierdie prentjie, Joe Black, hy sing hierdie liedjie van skepe. En hy praat van skepe en hy sê 'n skip is nie gemaak om in die hawe te bly nie. 'n Skip is gemaak om op die oseaan te gaan, maar op die oseaan is daar storms en daar's golwe en goed gebeur en hierdie laaste 9 maande het dit gevoel of ek in 'n hawe is. Ek het veilig gevoel want daar was 'n muur, Wimbergen wat hier gestaan het, wat storms gevat het, wat winde gevat het, wat golwe gevat het en ek kon in hierdie hawe kon ek rustigheid voel. Maar 'n skip is nie gemaak om in die hawe te bly nie. 'n Skip is gemaak om te seil. Eendag het ek iets gelees, iemand skryf iets en hy sê, never trust the captain that has never faced a storm. En ek dink dis hoekom ek kon aanklank van, want baie van die storms wat hy in sy lewe gehad het, is storms wat ek ook al gehad het, en storms wat ek seker nog kan gaan, maar die Here sê vir Joshua, it's now time to arise. En daar's 'n paar beloftes uit hierdie gedeelte wat ek vir julle wil gee. Hy sê, in vers 5 sê hy, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe nie, en jou nie verlaat nie. Ek dink, wat 'n voorreg om vir Joshua om saam met Moses te wandel. Om te sien hoe God saam met Moses gegaan het. Hoe God hom gebruik het om die Rooi See oop te maak, hoe God hom gebruik het om water uit 'n rots te kry, hoe God hom gebruik het om brakwater soet te maak. Hoe Joshua kon gesien het, hoe die teenwoordigheid van God in Moses se lewe. En in hierdie tyd het ek die teenwoordigheid van God in oom Wim se lewe gesien. Daar is nie een keer wat ons by mekaar gekom het, wat ons nie gepraat het, of hy nie gepraat het van hoe die Here iets gedoen het nie. Hoe die Here om hierdie wysheid gegee het. Ek weet nie presies die woorde nie, maar iets so staalmeester. Hoe hy kon wonderwerke doen met staal. Hy kon rondloop in daai scrapyard en hy het presies geweet waar elke dingetjie lê. En as hy iets wil bou, dan gaan haal hy hom daar en hy sit hom in en dit lyk of hy net pas. Weet ek het 10 duime, ek kan niks doen nie. Dis vir my 'n amazing ding, maar jy kon sien hoe die Here in sy lewe was. Ek dink hierdie week elke mens wat by my gepraat het, jy kon sien, die grootste voorreg dink ek is om vir iemand vir jou te sê, ek sien Jesus in jou lewe, om iemand te sê, hy was die Jesus van Douglas, dis die grootste eer wat jy iemand kon gee. En so hier sien Joshua hoe God in Moses se lewe gewerk het. Hy sien al hierdie goed. Nou
sê die Here vir hom, net soos ek, en ek wil dit vir julle sê vanoggend as 'n familie, net soos God saam met hom Wim geloop het, is die belofte vir julle, net so sal God saam met julle loop, as familie, en vriende, en elkeen van ons, soos hy sê, gaan hy aan, en daar's 3 keer waar God hierdie herhaal aan Joshua, hy sê, wees sterk en volmoed. Die Engels sê, be strong and courageous. Ek dink nie moed en courageous is dieselfde woord nie, ek dink courageous is meer soos dapper. Soos God sê vir Joshua, jy moet sterk wees en dapper wees. En Wim vir my was 'n pilaar, en ek dink, weet, dis iets om te kry, die Bybel praat, in Openbaring praat hy van, en ek sal jou 'n pilaar maak in die huis van my God. En ek dink oom Wim was vir my soos 'n pilaar gewees, hy was sterk, niks het hom baie keer omver gegooi nie, hy het gestaan, waarvoor hy gestaan het, ek dink gisterand, toe ek bid, jy kry baie min mense, wat in die lewe, in besigheid, in politiek en in die kerk dieselfde mens is. Weet hulle sê altyd, hoe weet jy wanneer 'n politikus lieg is wanneer sy mond oopmaak? Maar oom Wim was nie so nie. Wat jy gesien het jy gekry. Hy het nooit verander nie. Ek dink hy kon sit in die stof van Bongani en hy kon sit in die huis van koninklikes en hy kon nog steeds dieselfde mens gewees het. Wat iemand het hierdie week gesê, hy het nooit vir jou gesê wat jy wil hoor nie. Hy het vir jou gesê wat jy moet hoor. Hy was soos, ek dink dit was Philip wat gesê, as jy nou om Wim toe kom, is dit so skierpapier. Hy het altyd skierpapier by hom gehad. Partykeer was dit jou om net so jou bietjie te polish, maar ander kere was dit jou om bietjie weg te vat. Hy was altyd skierpapier, maar maak nie saak waarna toe hy gegaan het, was hy presies dieselfde mens, wat hy vir die armste van die armste gesê het, so hy vir die rykste van die rykste dieselfde gesê het. Hy het nie verander nie. God sê vir Moses, hy sê vir Joshua, jy moet sterk wees, en 3 keer sê hy dieselfde, hy sê vir hom, wees net, die volgende vers 7 sê, wees net baie sterk, en volmoed. Die Engels sê, be very strong, and very courageous. Dit is iets wat God aan hom wil sê, en dit is dieselfde vir jou en vir my, dis dapper, om daai skip uit die hawe uit te vat. Dis dapper nou om voor te wees, van nou af is ons voor, weet toe my ma en my pa oorlede is, toe besef ek is nou daai generasie. Daar is nie meer 'n pa waarna toe ek kan gaan om raad te kry nie. Oom Wim het wil gesê, hy gaan my pa wees, maar net vir 9 maand. Daar sien daai mens nie. Nou is dit ek en jy. Nou is dit tyd om baie sterk en baie dapper te wees. Hy gaan aan en hy sê, en ek dink as oom Wim hier was, so hy dit vir ons gesê het, hy sê, wees sterk, wees baie sterk en volmoed, om nou geset te handel volgens die hele wet, my knegt jou beveel het, wyk daarvan nie na die regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie boek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou geset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Hy was nie bang nie, glad nie bang nie. Een storie wat my die res van my lewe sal bybly. Ons het iemand in die kerk om te kom praat, en hy roep my op 'n stadium agtertoe, en hy vra hy wil graag iets verander in die diens. En voor ek kan antwoord, staan oom Wim langs my. En hy sê vir hom, ons verander niksie.
Ons verander niks. Niks gaan verander nie. Dit bly soos dit bly. Dit is hoe dit is. Dit gaan nie verander nie. En ek wil nog so 'n bietjie my kop wegtrek. En ek dink is 'n dag of wat daarna is ek en Anel by hom. En hy sê vir haar, jy weet, en hy's soos 'n skilpad. Hy wil net sy koppietjie terugtrek en hy wil sy koppietjie terugtrek. Toe hy sien hier kom nou moeilikheid, wil hy sy koppietjie terugtrek. En hy kyk vir my en hy sê vir my, steek uit jou kop. Moenie bang wees nie. Steek uit jou kop. En as iets wat ek vanoggend met julle kan los, moenie bang wees nie. Wees dapper. Steek uit jou kop. Partykeer is dit nie 'n goeie ding om jou kop uit te steek nie. En ek dink hy was bang om sy kop uit te steek nie, want ons weet daai gestegde is gewoonlik die hoogste boom wat die meeste wind vat. Dit is gewoonlik wanneer jy jou kop uitsteek. Maar hy was nie bang om sy kop uit te steek vir dit wat reg is nie. En ek wil vir julle vandag bemoedig. Steek uit jou kop. Pieter, Jouke, Rousseau, Tannie Rita, Trude. Kom ons steek ons koppe uit. Jou pa het 'n nalatenskap gelos. Met hierdie wil ek afsluit in Johannes 12. Ek het vir Loets gevra, maar ek het ook vergeet. Ek glo met my hart hierdie is 'n profetiese tyd. In Johannes 12 sê die Bybel, sê Jesus, as 'n saad, 'n koringkorrel sê hy, in die grond val, bly dit net 'n koringkorrel, bly dit net een. Maar as daai koringkorrel in die grond val en sterf, bring dit 'n oes. Daar het 'n koringkorrel geval en hy het gesterf. Vanoggend kan ek en jy daai koringkorrel vat. Ons kan, want almal wat hier sit, iewers het oom Wim iets in jou lewe gelos. Iewers het hy iets vir jou gesê. Iewers het hy bietjie met skuurpapier gekom. Weet ek dit van hierdie vandag vir my is een van die maklikste begrafnisse wat ek kan doen, want ek hoef nie doekies om te draai nie, want baie keer gaan jy na 'n begrafnis doen, dan dink jy, maar die ou wat gesterf het en die ou waarvoor gepreek weet, kan nie dieselfde mens wees nie. Hier weet ons presies met wie ons te doen het. Ons weet presies. So vanoggend het hy iets in jou hart gelos. Hy het iets in jou lewe gedoen. In hierdie tyd het hy iets daar gelos. Daai ding kan in jou hart wees en net ietsie bly. Of jy kan laat dit jou lewe verander en 'n oes bring. Ek is nie profeties nie, maar hierdie tyd van koringplant, wil ek hê as ek en jy verby 'n koringland verbyry, laat oom Wim se woorde in jou hart sal lê, want soos hierdie oes groei, en tot dit kom by oestyd, 6 maande, dink ek 6 maande later, glo ek, daar gaan 'n oes wees in jou lewe en my lewe. Eendag is ek besig om 'n crickettoets te kyk, en ek dink Pat Simcox is die bowler. En Pat Simcox het geappelleer vir enige ding. As dit net miskien lyk of dit uit is, dan sy op. En daai kommentator sê iets daai dag wat my lewe verander het. 'n Kommentator by 'n cricketwedstryd. En hy sê die volgende, hy sê Pat Simcox will never die wondering. Dis wat ek vir jou kan sê vandag van oom Wim se lewe. Hy is nie dood met nog goed wat hy oor gewonder het nie. Wat hy gedoen het, het hy gedoen. Anel stuur my gister 'n ding en sê, ek en jy, ek dink ons het 84.000 sekondes. Die Here gee vir jou en vir my 84.000 sekondes elke dag in ons bankrekening. Aan die einde van die dag is hy leeg. Wat het jy met daai 84.000 sekondes gedoen? Ek dink nie daar's 'n sekonde in oom Wim se lewe wat die sekonde nie getel het nie. En ek wil vir jou en vir my sê, kom, let's never die wondering. Doen wat jy moet doen en sê wat jy moet sê, maar wees vol moed en braaf. En vanoggend moenie jou koppie terugtrek nie. Steek hom uit. Die Here wil iets in jou lewe doen. Vir sy kleinkinders
Julle het 'n nalatenskap. 'n Oupa wat nie net gelewe het nie, maar wat 'n voorbeeld was. Kom ons leef daai oes voluit in Jesus naam. Kom ons bid saam. Van vandag af mag jou lewe en my lewe nooit dieselfde wees nie. Daar het 'n saad in jou hart en my hart geval. Moenie laat dit net 'n saad bly nie, maar laat dit 'n oes word. Kom ons vat hierdie lewe wat 'n voorbeeld was. En ek weet daar sit vanoggend van ons wat weet jy kon nooit in hom Wim se teenwoordigheid kom met saggemoedheid nie. Jy moes kom. Jy kon nie sensitief wees nie. Want as jy daar sensitief ingeloop het you got offended. But if you walked in there to learn, het jy iets uitgevat. Miskien sit jy, daar sit seker mense hier wat hy offended. Maar ek weet in my hart, soos ek sy hart geken het, was dit nooit om iemand neer te druk of te doen nie, maar om die beste uit jou uit en uit my uit te kry. En so vanoggend laat daai saadjie groei. Sodat in 6 maande se tyd as jy terugkyk na hierdie dag toe, kan jy vir jouself sê, die Here het 'n oes gebring. Daar is 'n oes in my lewe. Here, dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek gaan nou vir Loets vorentoe roep, hy gaan nie hulde blyk aan hom Wim bring. Dankie Loets. Môre julle. Kan julle my hoor? Almal? Rousseau my bel en sê hy het nou gedink ek moet 'n hulde blyk. Hulle het gedink ek moet 'n hulde blyk aan hom Wim kom voorlees. Toe sê ek, nee man, hoe doen jy dit? Suske het altyd gesê, Lucie, ons is maar heilertjies. Nou die moeilikheid is, ek is maar 'n heilertjie. So, julle sal maar 'n bietjie moet vasstaan met my vanoggend, wat dit aanbetref. Maar, wat ek wel kan sê is, oom Wim, kon ons nie in woorde by mekaar sit nie. Ons kon nie, een mens kan nie vir oom Wim op 'n stuk papier vasvang en sê, dis wie hy was nie, want hy was oral betrokke en hy was oral in die gemeenskap betrokke. En ek dink hierdie hulde blyk wat ek hier voor my het, kom uit Douglas se pen. Dit kom nie uit my pen of uit die volgende ou se pen nie. Dit kom uit Douglas se pen uit. So vergewe my waar ek gaan aflees, vergewe my waar ek gaan huil en vergewe my waar ek julle tyd gaan mors. Maar soos Wim gesê het, hy gee nou nie regtig om nie. Jy moet maar luister wat ek vir jou sê. OK. Hulde blyk aan Wim van Bergen. Wim van Bergen, oom Wim, was Wimpie. So was Wim bekend in almal se lewe in Douglas, maar ook baie wyer as Douglas. Hy is hier gebore en hier getoe. As 'n jong seentjie was hy reeds 'n egte boerseun en dit is wat hy altyd wou doen, boer. Van kleins af wou hy op die plaas en op die trekkers wees. As jong boer, nadat hy sy weermagopleiding voltooi het, het hy 2 plase uit die grond ontwikkel. Sy vermoë om 'n sweterhieltrekkers, stootskrapers, damskroppe, slootgrawers, alles gelyk op een stuk grond te organiseer en te reël is ongekend. Sy gelyke is baie skaars wat dit aan betref.
Vir baie dinge was Wim die eerste persoon wat het gehad het in Douglas. Die grootste trekker, stroper, katoenplikker, vragmotor. Dit is hierdie passie van hom vir masjiene en eisters wat hom in die besigheidswêreld gedryf het. Hier het hy homself uitgeleef en sy blomtuin was alom bekend. Wim se dryf en waagmoed was die sukses van sy besigheidsloopbaan. Hy was wyd bekend as gifsmous, kunsmisman, veevoervervaardiger, vervoerkontrakteur. Daar was verseker nie 'n boer in Douglas en selfs in die Noord-Kaap wat nie met hom besigheid gedoen het of hom geken het nie. Boerdery was sy passie en lewe. Wim was 'n gesinsman. Hy het Rita as jong dame aan sy sy gekry en hulle saam was 'n gedigtespan tot op sy laaste dag. Altyd saamgewerk en mekaar ondersteun. Hy het baie gedoen om sy kinders te betrek en om vir hulle dissipline en waardes te leer. Hieruit het sy liefde vir saalperde ontstaan. Hy het bekend geword as saalperdteeler. Al sy kinders, kleinkinders was deel gemaak van hierdie liefde van hom. Hulle sal dit altyd onthou en ek glo, hulle sal vir altyd aan oupa Wim dink. Aan oupa Wim dink en verlang as hulle 'n perd sien. Jy sien, nou begin dit nou. Rita, of soos hy altyd sou sê, ma, jy was sy steunpilaar vir al die jare. Jy moes soveel keer van jouself gee, wanneer Wim verander moes goed wees. Jy was sy klankbord vir alles wat hy so geesdriftig aangepak het, en hom dan so bietjie partykeer briek, en net vir hom die pad bietjie regwys, as hy alles sommer net gou wou uitsorteer, op sy manier. Wat 'n voorreg om so 'n eystervrou aan sy sy te hê. Wim was 'n mens. Hy het die vermoë gehad om sy eie unieke manier, op sy eie unieke manier respek te wen by feitelik almal om hom. En het 'n invloed op hulle lewens gehad. Of dit nou 'n vriend was, 'n vernoot was, 'n werker, mede-raadslid op vele organisasies, waar ook al. Hy het ook dikwels na homself verwys as 'n Hollander. Maar dit was maar net sy manier om te sê, ek mag maar 'n bietjie harregat wees. Hy het ook geen saak onafgehandel gelos nie. Ek dink Rob het ook daarna verwys. Hy het dit altyd uitsorteer. En hy het ook nie 'n saak uitgelos as dit na sy beter wete nodig gehad was om uitgesorteer te word nie. Jy kan maar gaan kyk in die media na sy dood, wat alles gesê word. Ek gaan 'n paar van die goed lees op sosiale media wat daar was. A inspiration to live life the fullest. Jou pa het so 'n spesiale manier gehad om na mense uit te reik. Hy laat 'n groot ruimte. Wim was 'n merkbaardige man wat sy merk oral gelaat het. 'n Groot boom het geval. Wim was gelyk aan Douglas. Hy het die vermoë gehad om 'n onuitwisbare indruk op 'n mens te maak. Sy nederigheid en omgee hart sal altyd by ons bly. Jou pa was definitief my hero. Ek dink dat ek baie gehoor tussen Rousseau se vriende, baie gereeld en ek self kan getuig daarvan. 'n Klipharde hart, maar een van goud. Douglas is vandag baie armer sonder hom. Wim was 'n gemeenskapsmens. Niemand sal hiervan kan verskil nie. As hier iemand is, hande op. Ek kan nie dink dat ons kan verskil van dit nie. Vir die meeste mense in die dorp, Wim was verseker 'n mens wat die meeste verskil in die dorp en in die gemeenskap kon maak. Baie mense wat hy gehelp het, in hierdie gesprek het ek baie met Rousseau ook gehad,
het hom partykeer teleurgestel, want hy wou net die beste vir jou hê. Hy wou altyd net die beste in jou motiveer. Maar hy het nog altyd weer teruggegaan, en jou weer gaan vat, en jou weer gaan help. Ek dink as ons hierdie beginsel toepas as 'n gemeenskap, en as vriende en familie, in jou vriendskappe, dan kan ons 'n groot verskil maak in Douglas. Ek het hom een aand gevra. Toe sê ek, oom, jy doen alles die heeltyd vir almal. Ek meen, hy het ewen gestaan om meier te word toe hy al moes afgetree het, en hy het dit geword. Hoekom doen jy hierdie goed? Wanneer is genoeg? Wanneer het ek vir 'n mens genoeg gedoen? Of vir iemand, of vir 'n instansie? En hy het my geantwoord. Hy het gesê, Lutz, die Here se enigste opdrag vir ons is om vir mekaar lief te wees. Dan maak ons sy hart bly. En hy het gesê, as jy hierdie goed doen, dan gee jy liefde vir ander mense. Dis hoekom ek dit doen. En as ons dit in ons harte kan sit vanoggend, onthou dit elke keer as jy voel, die waaste swaar vir jou om te trek, vir 'n organisasie of vir iemand wat jy ken. Onthou dit, is liefde wat jy vir God teruggee. Wim was 'n omgee mens. Wim het 'n oop hand en 'n sagte hart gehad as dit by mense kom. Hy het stil vir vele gesorg. Wim was daar as daar 'n probleem was. Maak nie saak wie jy was nie, wat jou kleur was nie. Hy het vir baie gesorg en ondersteun. Vir baie was oom Wim hulle laaste uitkoms en hulle uitkoms. Baie van ons wat die is, het hy uitkoms voorgegee. Wat 'n voorreg. En dit moet julle met 'n uitroepteken sê. Hy was 'n uitkoms vir baie. Hy het nog die laaste paar minute voor sy dood, het hy nog steeds 'n onbaatsigtige omgee daad gedoen vir iemand. Dit is eintlik ongelooflik, dat hierdie goed so uitgespeel het in sy lewe. Wim was 'n kerkmens. Wie kan sê, ek het 'n kerk begin, omdat ek op my beginsel staan? En wie kon dit beter as hy sê? Hy het dit gedoen. Hy het baie mense tot geloof gelei, en op hierdie gebied gaan ons hom baie mis, verseker. Wim het altyd die goeie in mense gevind, en hulle motiveer om die beste weergawe van hulle self te kon wees. Ek wil hê julle moet dit altyd onthou. Hy het jou altyd motiveer om beter te wees. Hy was altyd positief. Ons kan ook hier iets vas lê, wat ons kan toepas in ons gemeenskap, en dit sal met ons beter gaan, as ons die beste in ander mense sien. Wim, jy is te vroeg, en ek wil eintlik sê oom Wim en die mekaar, laat ek maar net sê, oom Wim, jy is te vroeg in jou goue jare by ons weggevat. Lanklaas so lekker gesnuif op TV. Jy is te vroeg in jou goue jare by ons weggevat. Ons kon nog baie by jou leer. Ons kon nog leer om van onsself vir ander te gee. Hy het altyd van homself gegee. Dit is maklik om vir 'n ou R10.000 te gee, maar om van jouself vir iemand iets te gee, is baie moeiliker. En laat ek vir julle sê, dit is 'n tydlose nalatenskap. Wim was 'n besonderste baas. Meeste van Wim se personeel en werksmense het by hom oud geword, en hulle kinders het ook by hom gewerk. Hy het soms hard geraas, ons ken dit, maar harder gesorg en versorg. Sy mense gaan hom verskriklik mis. As vriend was Wim altyd 'n rots. Jy hoef nie sy drempel deur te trap nie. Hy was 'n vriend en staatmaker, en deur sy unieke styl was jy altyd bewus van sy vriendskap, wie ook al jy was. As familiemens was Wim sy respek vir sy ouers en omgee vir sy familie merkwaardig.
Ek glo hy was tot op die laaste dag die steunpilaar vir hulle. Ek het lank probeer om vir hom Wim te vergelyk met groot name in die Bybel. Ek kon nie een uitsonder nie, want hy het 'n bietjie van almal in hom gehad. Hierdie is nogal, ek dink Rob het ook gesê, maar dis nogal vir my baie spesiaal. Oom Wim se lewe het gespreek van 'n seun van God. Sy mond het daarvan oorgeloop. Hierdie nalatenskap sal ek ook nooit vergeet nie. Rita, kinders, kleinkinders, wat almal sy hartse punt was. Personeel en werksmense, sy vriende. En sy vriende, die gemeenskap, elkeen van ons wat hier is, gaan vir Wim mis. Maar ons eer sy nagedagte en gun hom die rus. Ons weet, die Hollander is nou op sy gunsteling plek. Ons gaan jou oneindig mis en jy is in ons gedagtes tot ons jou weer sien. Dankie. Ek dink as ons almal 'n geleentheid gegee het, as almal het 'n storie van hom Wim, maar die dag toe hy oorlede is, het iemand gevra, is oom Wim se beursie nie miskien in sy sakkie? Toe sê hy, hy het nie 'n beursie gedra nie. Elke oggend het ma 'n paar R100 in sy sak gesit. En die einde van die dag het hy dit iewers uitgegee. En dis die tipe mens wat hy was, net om te gee. Oom Jan Jooste gaan vir ons die bedankings doen. Daar sê, toe ek nou hier na vorentoe stap, toe kyk ek vir daai wolkies rand. Hulle sien daai silwer randjie daar. Ek het dink ek gister of eergister vir Sou gesê, ek en Wim eendag hier langs 'n pivot gesit, hy het my altyd graag gaan wys wat hy doen. Sy eisters en sy grond en sy pere en alles wat hy so op trots was. Toe sit en kyk hy so vir die wolke, dit was net sulke mooi silwer randjies. Ek sê, wat sien jy, Wim? Hy sê, ek sit en kyk op watter een van hulle gaan ons glip, as die Here Jesus kom. En ek dink hy het geglip hemel toe. Ek dink Vader was hom genadig. En ek sê uit my hart uit vir Vader, dankie vir die manier waarop hy gegaan het. En die voordeel, dat hy nie enige lyding gehad het nie. En dat hy so gereed was, dat hy met 'n glimlag op sy gesig weg is. Wat 'n groter voorbeeld kan ons kry. Wat kan meer indruk op ons lewe maak as iemand wat so gereed was? Dit is wonderlik en ek persoonlik het baie troos daaruit gekry. Te midde van die hartseer en al die moeilik wat Rita en haar kinders en haar kleinkinders deurmaak op die oomblik, is hulle harte ook vol dankbaarheid en soos ek met hulle praat, kom ek dit agter. Ek dink hulle besef hoe goed die Hemelse Vader vir hulle is. Ek weet dit. En dat hy hulle seën en dat hy hulle dra. En ook is daar dankbaarheid teenoor elkeen van ons hier en van die mense wat hulle ken, wat om hulle staan, wat hulle ook liefhet en wat hulle van harte ondersteun. En hulle het 'n briefie voorberei wat ek moet aflees hier. En dit is vir my as 'n vriend van Wim 'n groot eer en 'n voorreg. Baie dankie dat ek dit kan doen namens Here. Ek lees dan vir u voor die bedankings. In die eerste plek wil ons Hemelse Vader bedank dat hy ons so geseën het met iemand soos Wim. Dat ons kleinkinders 'n oupa gehad het wat 'n eyster was. Ons kinders 'n pa gehad het wat 'n eyster was. En dat
ek, Rita, 'n lewenslange beste maatjie gehad het. En daarvan kan ons almal vandag getuig. Ons het ook gehoor wat Loet gesê het. Rita was vir ons altyd 'n inspirasie. Van 'n manier wat 'n vrou haar man moet dra en ondersteun. Sonder enige voorwaardes. Ons eer haar daarvoor. En dan is daar 'n klompie mense wat uitgesonder is. In die eerste plek Cecilia Skreder. Ons sê vir jou baie dankie Cecilia vir wat jy gedoen het en dat jy altyd beskikbaar was as ons jou nodig gehad het. Jy het teen hoop op hoop bly CPR doen tot op die laaste, tot jy geen krag meer gehad het nie. Baie dankie daarvoor, vir daardie passie van jou en baie dankie ook vir Johan dat jy dadelik gekom het toe sy op jou knoppie gedruk het om haar te kom help. Ons waardeer dit. Dankie Dr. Bosman dat jy dadelik gekom het toe ons jou geroep het en vir die mooi en rustige manier waarop jy die hele situasie hanteer het. Rian, jy was dadelik gereed om ons te kom help toe hierdie vinnige slag ons plat geslaan het. Ons dank jou vir die manier waarop jy die situasie hanteer het en dit vir ons as sy gesin makliker gemaak het. Dan Pierre en Sunay, julle was by ons nog voor ons mooi kon besef wat met ons gebeur het. Ons waardeer dit. Al julle hulp en al julle ondersteuning. Baie dankie daarvoor. Dan Rob en Anel, Rob wat vir ons hierdie mooi boodskap gebring het. En Anel wat hom ook net so mooi ondersteun, ons waardeer julle teenwoordigheid in ons lewe. En vir ons hele familie voel dat dit 'n divine appointment is, dat julle in ons lewe gekom het. En dat julle op die perfekte tyd gestuur is. Baie dankie vir dit. Julle het vir Wim besonder baie beteken. En hierdie besonderse verhouding van julle met hom was vir hom 'n inspirasie. En weet asseblief dat hy julle baie hoog geag het. Dankie vir al die ondersteuning en reëlings wat julle ook sommer op daai tyd al begin doen het. Ons waardeer dit baie. Dan wil ons dankie sê vir almal wat ons ondersteun het, almal wat kossies aangedra het, blomme gebring het, kom drukkies gee het, en vir die honderde boodskappe wat ons ontvang het, van heinde en verre, baie dankie. Dan Wynand, wat gehelp het, net op die manier wat hy dit alleen kan doen, om die terrein voor te berei op Malabar, waar we begrawe gaan word. Ons waardeer dit opreg Wynand. Ons wil ook baie dankie sê aan ons getroue werkers, wat saam met ons huil asof Wim hulle pa was. Al moes hulle dikwels in hulle spoortrap, sy haastige geaardheid trotseer, of hulle oor die kolle gehaal is. Ons waardeer julle en julle mooi gesindheid. En dan Wim se spannetjie wat hom gedra en ondersteun het deur dik en dun, toe hy die 4 moeilike jare as raadslid van Sianuma gedien het, Boetieman, Relien en Cedric. Julle het dit vir hom in baie opsigte makliker gemaak. En daarom sê ons vir julle baie dankie. Wim het so baie vriende oor die hele land, vir wie ons baie dankie wil sê, vir wat julle in sy lewe beteken het. Daar is egter 'n paar spesiale persone, wat 'n besondere rol in sy lewe gespeel het, wat ons wil uitsonder, gaan ons die geleentheid hiervoor. In die eerste plek Henny Gous. Julle twee kom al 'n lang pad saam, Henny, van kindsbeen af, saam groot geword. Saam boom geklim. En al daardie dinge wat my vertel. En julle het ook as jong manne al vennote geword. Julle het saam groot kanse gewaag en hard gewerk, met mekaar wonderlik aangevul en nooit gestry nie. Dit is 'n wonderlike getuie. Julle verhouding was merkwaardig. Selfs nadat julle die
besigheid verkoop het en elkeen met sy kinders 'n nuwe hoofstuk begin het hulle inspraak in mekaar se lewe gehad. Wat 'n getuie. Dankie Henny. Tinus Skutte, ek weet nie of hy hier is vanmôre nie, wat sy prokureur was en 'n vriend was. Jy was ook van jongs af my vriend en sy raadgewer en vertroueling deur sy hele lewe, wat elke kontrak of ooreenkoms moes nagaan en goedkeur voordat Wim dit gekeer het. Sou ook goed selfs sou goedkeur en teken. Baie dankie Tinus. Dan Jan Jooste, sy geestelike go-to vriend, wat altyd sy rug gehad het, maar ook lief genoeg vir hom was om hom tereg te wys wanneer hy nie saamgestem het met sy optrede nie. En hom baie diplomaties tot ander insigte kon lei. Dankie Jan. Colin Moelman, ons dink nie eers hy self weet hoe baie hy vir Wim beteken het nie. Daar het min dae verbygegaan wat julle nie eers 'n gesprek op die foon gehad het. Julle perdekoppe het eenders gedink en hy het baie groot respek gehad vir jou opinie. Ons sal jou kennis van sy perdeteling beslis nog baie nodig hê vorentoe. Baie dankie Colin. Karen, ai liewe Karen, jy is die perdedogter vir wie hy so baie lief was, wat vir hom alles gereël en gedoen het met die perdeteelery. En alles geweet het wat aangaan. Skoureëlings hanteer het ensovoorts ensovoorts. Jy het 'n baie spesiale plek in sy hart gehad. Baie dankie Karen. Dan Koos Mehifu. Koos, jy was ook van die begin af van sy perdeteelery, sy regterhand, sy perdetreiner, wat hy baie hoog aangeslaan het. Jy was ook sy vriend, wat hy vertrou het. Julle kon so lekker gesels oor watter een moet 3 gang en watter een moet 5 gang ry. Julle het ook maar soms lekker verskil daaroor, maar vir hom was jy baie spesiaal en onvervangbaar. Dankie Koos. Die laaste is Tissie. Tissie, ons sê vir jou baie dankie. Jy was Wim se regterhand en linkerhand en het sy geaardheid so goed hanteer. Alles bymekaar gehou, vir hom ingestaan in soveel plekke. Dit was vir hom lief asof hy sy eie dogter is en het hom gereeld koud gelei as hy te vinnig reageer het. Baie dankie vir jare se getroue diens en persoonlike deel wees van ons familie. Ons waardeer jou. Baie dankie. Wil net hê ons moet so sit en net weer na daai slideshow kyk in die begin. Net tot eer van hom. He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land. He has fire in his eyes and a sword in his hand. He's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? He has fire in his eyes and a sword in his hand, and he's riding a white horse across this land, and he's calling out to you and me, will you ride with me? And we say yes, yes,
Lord, we will ride. We say yes, Lord. We will stand up and fight. We will ride where the armies of heaven will be dressed in white. We'll be dressed in white. And we say yes, yes, Lord, we will ride. He has a crown on his head, he carries a scepter in his hand, and he's leading the armies across this land. And he's calling out to you and me, will you ride with me? What do we say? We say yes, yes, Lord, we will ride. We say yes, Lord, we will stand up and fight. We will ride the armies of heaven. We'll be dressed in white. We say yes, yes, Lord, we will ride. And that fire in his eyes is his love for his bride, and he's longing that she be with him, right by his side. And that fire in his eyes is his burning desire that his bride be with him, right by his side. And he's calling out to us right now, will you ride with me? Come on, what do we say? And we say yes, Lord, we will stand up and fight. We will ride where the armies of heaven will be dressed in white. And we say yes, yes, Lord, we will ride. We say yes, Lord, we will stand up and fight. We will ride where the armies of heaven will be dressed in white. We say yes, yes, Lord, we will ride. Let's say it together. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Net die laaste reëlings. U is welkom ons. Is die kus daar, dan is julle welkom om 'n
laaste eer te betoon aan hom Wim as jy nie kan maak Malibu toe nie. Maar ons wil net vanoggend net die familie die geleentheid gee. Net om eerste uit te gaan en dan is julle welkom om te volg na die tyd. En as julle ja, so as ons asseblief kan staan en dan die familie die geleentheid gee en dan is jy welkom met hierdie deur uit om eer te betoon aan hom Wim. Baie dankie vir die teenwoordigheid, dit is opreg waardeer. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy